Goeiedag graad 12 en welkom by les 2. Vandag gaan ons kyk na bladsy 10 tot 12. Ons gaan praat oor behoue inkomste, as ook die terugkoop van aandele. Voor ons begin met les 2, kyk ons net gou na 'n paar belangrike kernwoorde wat ons geleer het in les 1. Die eerste een waarna ons gaan kyk is gemagtigde aandelekapitaal. Onthou, gemagtigde aandelekapitaal is die hoeveelheid aandele in 'n maatskappy wat hulle geregtig is om te verkoop. Dan kyk ons na die uitgereikte aandelekapitaal. So hierdie is nou die hoeveelheid aandele 'n maatskappy verkoop of uitgereik het. Dan kyk ons na die uitreikprys. Dis die prys waarteen die maatskappy die aandele uitreik aan die publiek. En laastens kyk ons na die markprys. Dit is die prys wat die aandele verhandel word op die JSE op 'n spesifieke tydstip. Goed, nou gaan ons begin. Ons gaan kyk na behoue inkomste. Dit is belangrik om te verstaan dat die direkteure van die maatskappy nie alle winste aan die aandeelhouers hoef uit te betaal in die vorm van dividende nie. Met ander woorde, winste mag teruggehou word, sodat die uitbreiding van die maatskappy daarmee gefinansier kan word, wat natuurlik ook die aandeelhouersbelang en die waarde van die aandele sal laat styg. So die onverdeelde inkomste en winste na belasting en na die dividende word dan in die verdelingsrekening bereken. En dit word dan daarna oorgedra na die behoue inkomsterekening. So met ander woorde, in die behoue inkomsterekening vorm dan nou deel van ons aandeelhouersbelang en dit sal altyd 'n kredietsaldo toon. Baie belangrik ook is dat ons behoue inkomsterekening geklassifiseer word as eienaarsbelang en word dan natuurlik meer aan die kredietkant. Goed, nou gaan ons kyk na die terugkoop van aandele deur die maatskappy. Met ander woorde, die maatskappy kan ook besluit om aandele wat reeds uitgereik is terug te koop. So daar is 'n paar redes hoekom hulle dit sal doen. So die eerste een is om 'n beheerende aandeel in die maatskappy te kry. Of hulle kan dit doen om die verhouding van skuld teenoor die aandeelhouersbelang aan te pas. Of soms kan hulle dit net bloot doen om die aantal uitgereikte aandele te verminder. Hoekom sal hulle dit doen? Sodat die oorblywende aandeelhouers 'n groter inkomste uit dividende kan verdien. So die terugkoop van aandele kan gedoen word teen 'n prys wat meer as die gemiddelde uitreikprys is of selfs minder as die gemiddelde uitreikprys. Daar sal egter slegs van die kandidaat verwag word om die terugkoop van aandele teen 'n hoër prys as die gemiddelde uitreikprys te boekstaaf. So onthou, baie belangrik, hoe gaan ons hierdie gemiddelde prys uitwerk? Ons gebruik die gewone aandelekapitaal saldo, met ander woorde al die aandelekapitaal bymekaar getel tot op datum, gedeel deur die aantal uitgereikte aandele tot op datum. Nou daar sal 'n dubbel inskrywing wees vir die terugkoop van aandele teen 'n hoër prys as die gemiddelde uitreikprys en ons sal dit doen as volg. So natuurlik gaan ons bank krediteer met die totale bedrag wat ons dan nou betaal
vir die terugkoop van hierdie aandele. En dan gaan ons 2 rekeninge debiteer. Die eerste een wat ons gaan debiteer is gewone aandelekapitaal. Gewone aandelekapitaal gaan dan gedebiteer word met die gemiddelde uitreikprys per aandeel, wat ons dan gaan maal met die aantal aandele wat teruggekoop is. Dan gaan ons ook die behoue inkomste debiteer. Hier gaan ons nou die verskil tussen die gemiddelde uitreikprys en die terugkoopprys gebruik om dan die bedrag te bepaal wat in behoue inkomste gaan wees. So met ander woorde, met behoue inkomste gaan ons die gemiddelde uitreikprys vat en ons gaan dit aftrek van die terugkoopprys en daardie verskil gaan ons dan maal met die aantal aandele wat dan teruggekoop word en dit sal dan ons prys gee by behoue inkomste. Onthou, gewone aandelekapitaal plus behoue inkomste gee vir ons dan die totaal by bank. Kom ons kyk nou na voorbeeld 2. Hier gaan ons nou kyk na die terugkoop van aandele teen 'n hoër prys as die gemiddelde uitreikprys. 2.1 vra hulle vir ons om die gemiddelde uitreikprys te bereken per aandeel op die 1 Maart. 2.2 vra hulle vir ons om die gemiddelde uitreikprys per aandeel na 30 Mei te bereken en dan vra hulle ook om die gegewe transaksies dan te boekstaaf in die geopende broodboekrekeninge en dan dit ook te saldeer op 30 September 2025. So hulle begin om deur vir ons die saldo's te gee. So ons gewone aandelekapitaal saldo was R925.000 vir 250.000 uitgereikte aandele en ons behoue inkomste se openingssaldo is dan R754.000. Goed, dan as ons na die transaksies kyk op die 31ste Mei, het hulle 'n verdere 50.000 gewone aandele uitgereik teen 'n uitreikprys van R6.70 per aandeel. So, vir hierdie transaksie gaan ons dan natuurlik bank debiteer, want hierdie gelde word dan in ons rekening inbetaal en gewone aandelekapitaal gaan dan gekrediteer word. Goed, dan kyk ons na September, die 30ste. Daar word nou 30.000 gewone aandele deur die maatskappy dan nou teruggekoop teen 'n prys van R7.10 per aandeel. So hier, soos ons vroeër gepraat het, weet ons nou dat bank gekrediteer gaan word. Ons weet dat gewone aandelekapitaal gedebiteer gaan word, as ook behoue inkomste. Goed, kom ons kyk na 2.1. 2.1 sê bereken die gemiddelde uitreikprys per aandeel op 1 Maart. So goed, ons moet nou kyk op 1 Maart. Hierdie sê vir ons dit was nou 1 Maart en hierso is die bedrag wat dan nou in ons rekening gelê het vir die 250.000 aandele wat uitgereik is. So om die gemiddelde prys per aandeel uit te werk, het ons gesê, moet ons die bedrag van die totale aandele vat, gedeel deur die hoeveelheid aandele wat dan uitgereik is. So, met ander woorde, ons gaan sê R925.000 gedeel deur die 250.000 aandele. Dit gee vir ons 'n gemiddelde prys per aandeel van R3.70. 2.2 sê dan nou bereken die gemiddelde uitreikprys per aandeel na 31 Mei. Goed, nou moet ons kyk. Hierdie was op 1 Maart. Toe het ons nou teen 31 Mei 'n verdere 50.000 gewone aandele uitgereik. So eerstens gaan ons moet
uitwerk hoeveel is die waarde van hierdie 50.000 aandele wat dan uitgereik was. Ons gaan dit saam met hierdie R925.000 plus en dan gaan ons dit deel deur 300.000 omdat hierdie 250 plus hierdie 50 vir ons dan 300.000 gee. So, as ons nou daardie twee bymekaar plus, nadat ons die bedrag uitgewerk het van die 50.000 aandele wat op 31 Mei dan uitgereik was, sal jy sien ons kry 355.000. En as ons daardie 355.000 dan saam met die 925.000 plus, gee dit vir ons R1.260.000. Dit word dan nou gedeel deur die 300.000 aandele, wat dan soos ek vir julle gesê het, is die 250.000 plus die addisionele 50.000 wat uitgereik was op 31 Mei, wat vir ons dan hierdie 300.000 gee, en dan vir ons 'n gemiddelde aandeleprys gee van R4.20. Nou gaan ons gou kyk hoe ons hierdie transaksies in die algemene grootboek gaan opskrywe. Ons begin deur ons gewone aandelekapitaal te klassifiseer. Ons weet dis 'n eienaarsbelang en dit word meer aan die kredietkant. Dieselfde met behoue inkomste is ook 'n eienaarsbelang en dit word ook meer aan die kredietkant. Nou wanneer ons begin kyk na die inligting wat gegee is, kyk ons eers na ons saldos. So ons weet nou dat ons dit aan die kredietkant van gewone aandelekapitaal gaan toon as 'n saldo wat afgebring is op die 1 Maart van R925.000. Dieselfde gaan ons nou doen met behoue inkomste. Ons gaan nou hierdie wys ook aan die kredietkant op die 1 Maart 2025 as saldo afgebring R754.000. So as ons nou weer kyk gou na die transaksies wat vir ons gegee was, op die 31ste Mei het hulle 50.000 aandele uitgereik teen 'n uitreikprys van R6.70 per aandeel. So hierdie gaan natuurlik dan ons bank affekteer. So bank en ons KWJ is waar ons dit gaan opteken in watter joernaal, en dan die totale bedrag was dan nou 50.000 maal met die R6.70 wat vir ons R335.000 gee. Dan in die volgende transaksie, 30 September, word daar 30.000 gewone aandele deur die maatskappy teruggekoop teen 'n prys van R7.10 per aandeel. En soos julle weet, gaan ons die gemiddelde aandeleprys moet uitwerk, en ons het dit nou in die vorige aktiwiteit gedoen, so net om julle daarvan te herinner hoe ons dit gedoen het. Onthou, ons moet die totale inkomste kry tot op datum, so ons gaan ons openingssaldo gebruik, plus dan die verdere 50.000 aandele wat ons uitgereik het op die 31ste Mei, bymekaar plus, en dit gaan vir ons daai R1.260.000 gee. Dan moet ons ook die totale hoeveelheid aandele kry wat uitgereik is. Dit sal dan daardie 250.000 wees, plus daardie 50.000 wat vir ons nou weer die 300.000 aandele gee. En dan as ons dan daardie bedrag van 1.260.000 deel met die 300.000 aandele, gee dit vir ons R4.20 as ons gemiddelde prys. Nou onthou, ons gaan dit moet opdeel tussen hierdie twee rekeninge, so ons gaan gewone aandelekapitaal debiteer met die R4.20, maar dan die verskil tussen die prys waarteen ons dit teruggekoop het en die gemiddelde prys wat dan hierdie R2.90 is, daardie bedrag gaan ons dan maal met die 30.000 en ons gaan dit gewys hier in behoue inkomste. So dit lyk so. Ons gaan eers gewone aandelekapitaal doen, met ander woorde ons bank, en hierdie transaksie word dan in die KBJ
aangeteken en ons gaan dan sê 30.000 maal met die R4.20 geef ons dan R126.000. Dan gaan ons in behoue inkomste ook bank, KBJ, en hier gaan ons sê 30.000 maal met die R2.90 wat vir ons R87.000 gee. Goed, dan moet ons hierdie rekeninge nou saldeer. Met ander woorde, ons gaan nou eers kyk watter kant is die grootste. Natuurlik kan ons nou sien hier dat die kredietkant die grootste is. So wanneer ons hierdie twee dan bymekaar tel, gee dit vir ons R1.260.000. So ons gaan dan 'n saldo hê wat oorgedra is aan die debietkant van R1.134.000 en daardie saldo gaan ons dan afbring na die kredietkant toe op die 1 Oktober R1.134.000. Ons gaan nou dieselfde doen by behoue inkomste. Hier kan ons nou duidelik sien ook dat die kredietkant die grootste is, so ons gaan aan al twee kante R754.000 skryf, en dan natuurlik aan die debietkant gaan ons saldo oordra, en dit gaan wees R667.000, en dit gaan ons dan afbring op die 1 Oktober aan die kredietkant saldo afgebring R667.000.